Welkom almal by Koffie en Kwadrate. Hierdie sal ons eerste les wees in algebra en ons gaan regtig van die basis af werk. Dit is nie vir graad 10 studente nie, ek dink nie dit is eens vir graad 8 studente nie. Dit is meer die graad 6 en 7's wat hierdie werk handig of nuttig sal vind. So ja, as jy al ooit na algebra gekyk het en gedink het, hoekom is daar skielik letters in wiskunde of ek haat algebra, dan is jy op die regte plek. Ek beloof jou een ding. Teen die einde van hierdie video gaan jy verstaan wat algebra is, hoekom ons dit gebruik en dan hopelik ook gaan jy besef, dis glad nie so ingewikkeld soos dit lyk nie. So kom ons begin met die heel eerste vraag. Wat is algebra? Wel, algebra lyk omtrent die volgende. Kom ons begin met rekenkunde. Rekenkunde, kom ons kry net 'n mooi kleur, sal wees iets soos 2 plus 3 is gelyk aan 5. Ekskuus julle, ek skryf met 'n baie ou pen en 'n baie ou iPad, so dit gaan nie altyd so mooi lyk nie. OK, dis rekenkunde. 7 maal 4, dis 28, dis ook rekenkunde. So wat het al hierdie somme in gemeen? Kom ons maak nog enetjie. 15 minus 8 is 7. OK. Wat het hierdie somme in gemeen? Ons ken al die getalle. OK. Nou, x plus 3 is 8. OK. Wat is anders aan hierdie som? Ja, daar's 'n letter. Presies. So, algebra is eintlik net wiskunde waarin ons nie al die getalle ken nie. In rekenkunde weet ons. Maar met algebra is daar iets missing. OK? So, algebra is gelyk aan wiskunde met onbekende waardes. Dis baie belangrik. So, hoekom gebruik ons letters? OK, sê nou maar ons het 'n mooi geskenkboksie. Kom ons vat 'n pers of iets. En ons het 'n persentjie. En daar is daar's lekkers in, sê nou maar. Hoeveel lekkers is daarin? Niemand weet nie. So, omdat ons nie weet nie, gee ons dit 'n naam. Ons sê sommer X. Daar is X lekkers in die boks. So, ons gebruik nie die letter omdat dit spesiaal is nie. Nee. Ons gebruik dit bloot omdat ons nog nie die antwoord ken nie. Daar is ander voorbeelde. Sê nou maar X motors, nee? Of Y honde, of A appels, jy weet? Ons weet nie hoeveel daar is nie, maar ons gee dit 'n letter om te sê ons weet nie hoeveel daar is nie. Enige letter kan gebruik word. OK? So, wat is 'n veranderlike? OK? Ons bly maar by blou. OK, X is gelyk aan 5. OK? Hoeveel is X, sou jy sê? Ja, 5. Alright. Nou het ons X is gelyk aan 12. Wat is X se waarde nou? Ja, 12. So, sien julle, X kan verander. Daarom, en luister mooi nou, noem ons dit 'n veranderlike. OK? Die definisie van 'n veranderlike moet jy net half ken, sodat as jy in die toekoms met dit werk, dat jy net weet waarmee jy besig is. So 'n veranderlike is 'n letter wat 'n onbekende of veranderende waarde voorstel. En ek beklemtoon dit. Dis een van die belangrikste definisies in algebra. OK? 'n veranderlike is 'n letter
wat 'n onbekende of veranderende waarde voorstel. OK. Nou gaan ons kyk, waar gebruik ons algebra oral, OK? En dit kan enige plek wees. My eerste voorbeeld aan julle sou wees in my inkopies. Sê nou maar jy koop 'n sjokolade en hy kos R15. OK. So hoeveel kos 3? So ons maal dit met 3 en dit is R45. OK. Maar nou, wat as ek nie weet hoeveel sjokolades iemand koop nie? Nee? Dan, wat ons doen, is ons skryf 15x. Ek dink nie daai rand is nou regtig nodig om daarin te wees nie. Maar die belangrike deel is dat jy skryf 15x. OK? So, nou werk hierdie formule vir enige aantal sjokolades. Sê nou maar jy het 6 sjokolades. En dan stel jy dit in by die x. En dan sê jy 15 maal met 6. Dan kry jy jou antwoord. Alright, my tweede voorbeeld vir julle sal wees, sê nou maar jy is besig om geld te spaar. OK, baie van ons spaar nog nie heeltemal geld nie, want ons het nie geld nie. OK, so sê nou maar jy spaar elke week R100. OK, dis nie te bad nie. Na 1 week het jy R100. OK, 2 weke het jy R200. 5 weke, sê nou maar, het jy R500. OK, maar hoeveel het jy na x weke? Dan skryf jy 100x. Alright. Sien jy nou hoe maklik gebruik ons algebra as 'n patroon? Dan, sê maar ons kan hardloop doen. Ons kyk na hardloop. OK. So jy hardloop 8 kilometer vir 1 uur. OK. Nou, hoe ver sal dit wees na 2 ure? 16 kilometer, né? OK. En hoe ver sal dit wees na x ure? Ons weet nie, so wat ons doen is ons skryf 8, want dit is 8 kilometer per uur, maal x vir die ure. Sien jy? Nou kan jy sien en besef dat algebra is regtig oral ons. OK. Nou, baie mense dink algebra gaan oor letters. OK, dis nie waar nie. Algebra gaan eintlik oor patrone. Die letters help ons net om die patrone te beskryf. Alright? So hierdie is waarskynlik die belangrikste sin in my video, is dat letters help ons om patrone te beskryf. Nou, vir 'n algemene wanopvatting, 'n lysie van hulle kan ek sê, is, ja, kom ons maak 2 dinge reg. Die eerste wanopvatting vir my is dat x beteken nie altyd maal nie. Ja, x kan, jy weet mos die maalteken lyk nou so, en party mense skryf hulle x is so. Maar in my ervaring voel ek om dit te doen, om jou x so te skryf, help dat die onderwysers nie die mekaar raak met jou x en jou maal nie. Alright, so 5 maal met 4 en 5x, dit lyk die mekaar. So hou jou maal hierdie en hou jou x'e so. Dit is maar die beste as jy vorentoe gaan met algebra. Die tweede wanopvatting is x het nie altyd dieselfde waarde nie. OK?
Dis 'n wanopvatting. Want in een som is x 7 en in 'n ander is x 25. So basies elke som staan op sy eie. So dit is 'n wanopvatting dat x altyd sê nou maar dieselfde waarde sal hê. Dit is nie waar nie. X is 'n veranderlike. X kan enigiets word. Okay. So kom ons som net vinnig op. Algebra is wiskunde met onbekende waardes. Dit weet ons nou. Letters stel onbekende waardes voor. En hierdie letters noem ons veranderlikes. Algebra help ons maar net om hierdie patrone te beskryf. En ons gebruik algebra elke dag. Nou, kom ons doen so 'n klein bietjie van 'n mini-vasvraag. Net om te kyk of jy kan. So my eerste vraag aan jou is, wat stel die letter X gewoonlik voor? Is dit 'n getal wat ons ken? Is dit 'n onbekende waarde? Is dit 'n maalteken? Die letter X is gewoonlik 'n onbekende waarde. So as jy daarin reguit mooi. Kom ons vat 'n ander getal, ander kleur. Is 7 plus 5 algebra? As jy sê nee, mooi. Is 7 plus x algebra? As jy ja sê, dan het jy hom reg. En sommer vir jouself noem net een plek waar jy dink ons algebra gebruik. Buite nou dit wat ek genoem het. Maybe sport of geld of ons het geld gedoen. Ons het nou nie sport gedoen nie. Ons het miskien nie tyd wat ons gehardloop het gedoen, maar ja, sê nou maar by sport kan jy sê 3 punte vir 'n wen. Hoeveel punte na x oorwinnings, jy weet, so iets. Okay. Baie geluk julle. Jy het nou sopas jou eerste stap in algebra geneem. Onthou nou net, algebra gaan nie daaroor om moeilike letters te memoriseer nie. Dit gaan daaroor om onbekende waardes en patrone te verstaan. So in die volgende les gaan ons kyk na 3 baie belangrike begrippe en dit is veranderlikes, konstantes en koëffisiënte. Sodra jy daardie 3 verstaan, gaan algebra regtig begin sin maak vir jou. As jy die video gehelp het, gee gerus 'n like, teken in op die kanaal en deel dit met iemand wat jy dink wat dink algebra is moeilik. Okay. So ja, sien jou in die volgende les.